Baie welkom, julle kan julle plekke inneem. Baie welkom allemaal, dit is baie lekker om julle hier te hê. Dit voel vir my elke aand as ek hier na toe kom, as ek by my eie familie instap en julle moet my aanvaar. Net soos ek is, as jy imperfect voel, jy is by die regte plek, hier is 'n plek waar imperfecte mense by mekaar kom, om die perfecte liefde van Jesus te ervaar. Baie welkom aan al die mense wat intune op live streaming. As jy dalk 'n man of vrou het wat buite die Weskaap werk, en julle wil die aanddienste check op ons YouTube channel, julle kan dit gaan doen. So baie welkom vir die mense wat daar popcorn sit en eet en intune by ons.
Is 'n paar afkondigings. Omdat ons nou die live streaming begin het, kort ons mense om ons te help met dit. So as jy voel, jy wil jou nerd on kry, okay, get your nerd on, #get your nerd on, nou, dan kan jy kom help daarbo. Jy hoef ook nie 'n nerd te wees nie, soos ek natuurlik, wat ook so nou en dan gaan help. Daai was 'n grappie. Okay, tough crowd, ons gaan daarmee werk. So That's a joke. So dis regtig, as jy voel jy kan 'n bietjie bydra maak daarso, kom help ons op bo, dan kom doen jy jou ding daar buite. En dan help jy ook om die evangelie op so 'n manier buite te kry. Dit sal great wees. Dan ons het nou nie die slide daar voor nie, maar donderdag aand as kruiskinders, as jy nog nie jou kaartjies gekry het nie, asseblief kom praat met my daarmee. Dit gaan baie lekker wees. Is by die Koffieman in die dorp. As jy hou van poësie en instrumentkuns, ons het 'n ouetjie wat inkom van Stellenbosch af wat 'n bietjie die cello gaan speel. Cello there. En dan gaan hy, daar vat hy. En dan gaan ons 'n bietjie daar's ook Almero welgemoed kom en Lady D wat op Idols was. Sy gaan ook daarso wees om ons bietjie te vermaak met Afrikaanse poësie. En ingesluit in daai prys is natuurlik jou eerste donasie. Bam! Vir die Echo huis wat ons wil begin. En as jy iemand ken wat vir my 2.7 miljoen rand wil gee vir daai huis, dit sal ook great wees. Okay, great stuff. Natuurlik wil ek net gou vir die belydenis kids sê, die studente, julle onthou net dit is die 11 Maart en as jy nog 'n vorm by my gekry het nie, kan jy dit by my kry in die jeuglokaal na die tyd waar al die matrieks vanaand vir die eerste keer gaan bymekaar kom met ons matriekprogram wat ons hierdie jaar doen. Ja, ek dink dit voel soos dit is regtig lekker om julle hier te sien. Ons glo regtig in daarvan dat ons wil julle help om julle geld beter te bestuur. So, tip nommer 2. Die verlede week het ons gesê, weet jy as jy 'n brood koop, koop nog een. Nou wil ek vir jou sê, die mense wat by die snoepie is, onthou maar 'n extra JC te koop, okay? Want daar's dalk iemand wat nie een het nie, okay? En dan vanaand as jy jou geld in die collectebordjie ingooi, dan weet jy ook dat die geld gaan na iemand toe wat dit regtig nodig het. So kom ons neem gou die kollekte op, vriende. Great stuff. Vriende, so vanaand gaan ons luister na Arno wat vir ons bietjie gaan begin die ouetjie afskop met die kruiswoorde en ons kan nie wag om te hoor wat God vir hom hierdie week gaan leer het nie, maar as julle nou nie vir hom ken nie, gaan nou in hierdie volgende minuut na hom toe en groet hom. Maar as julle hom ken, dan het jy nou 'n minuut wat opkom wat ons noem die 1 minute mingle waar jy gaan opstaan uit jou stoel uit en iemand gaan ontmoet, maar kyk nou mooi, as jy al gereeld na die aanddiens toe kom, né? Gaan na iemand wat jy nog nie gedoen het. As jy by jou huis sit, stap op na jou ma toe en gaan sê vir haar, hier's 'n koppie tee, man. Vat vir haar 'n koppie tee. En julle wat nou hier is, ons gaan net die 1 minute mingle doen. So, sit daai klok in en dan tel ons hom af en dan groet ons gou mekaar. Maar vat hy.
staan. Invading all my weakness, you wrap me up in grace. The worst of me succeed by the best of you. My heart is overtaken, and my soul is overwhelmed. The worst of me succeed by the best of you. My dreams have found their purpose, and my future's in your hands. This life would have no meaning if it weren't for you. So I lay me down for kingdom come, steal all that is within me. 'Cause all I want in this world is more of you, and the less of me it is you, increasing as I fade away. Your light for all the world to see, and God, it is you who breaks the chains. It is you who lights the way, and everything I am cries out for you. Lord, make my life transparent, your life in mine displayed, and let every earthly glory go back to you. So I lay me down for kingdom come, and steal all that is within me. 'Cause all I want in this world is more of you, and the less of me it is you, increasing as I fade away. Your light for all the world to see, and God, it is you who breaks the chains. It is you who lights the way, and everything I am cries out for you. Oh, 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 oh. So I lay me down. Yes, I lay me down. So I lay me down for kingdom come, steal all that is within me. 'Cause all I want in this world is more of you, and the less of me it is you, increasing as I fade away. Your light for all the world to see, and God, it is you who breaks the chains. It is you who lights the way, and everything I am cries out for you. We'll be singing, oh, 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 oh. I cry out for you. Oh, oh, who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty
and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Yeah. Amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. And worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, son, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. And from the darkness I called your name, and into darkness your mercy came. You called me out and lifted me up. How great is your love. You bore my weakness, you took my shame.
buried my burdens in fields of grace. You called me up and lifted me up. How great is your love? And from the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, gave your life for us. We are amazed, we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. And how great is your love? How great is your love? How great is your love for us? And in your kindness, you lead me home. In your presence, where I belong, you called me out, lifted me up. How great is your love? And from the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, gave your life for us, and we are amazed. We stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great is your love? How great is your love? How great is your love for us? How great is your love? How great is your love? How great is your love for us? And there has never been, and there will never be a God like you, a love so true. There has never been, and there will never be a God like you, a love so true. There has never been, and there will never be a God like you, a love so true. There has never been, and there will never be a God like you, a love so true. Yeah. Oh, and how great is your love? How great is your love? How great is your love for us? Hey.
is your love? How great, how great, how great is your love? How great, how great, how great is your love for us? And you were innocent and condemned, broken, and you bore our sins and laid your life down. And through the sacrifice of your Son, the power of death was overcome. You laid your life down on the cross. There's no other like you. Nothing compares to your great love. Highly exalted, forever seated on the throne. We stand in awe of you. We stand in awe of you. And nothing else compares, God. We stand in awe of you. And by the blood of Christ we boldly come, and all of heaven welcomes us. Lord, we thank you for the cross. There's no other, there's no other like you. Nothing compares to your great love. Highly exalted, forever seated on the throne. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Nothing else compares, God. Yeah. We stand in awe of you.
Ja, Jesus, ons dankie vir die kruis vanaand, Vader, ons dankie vir die prys wat U betaal het vir ons. Father, our shame is buried in fields of grace. Vader, ons pyn, ons fear, ons alles, Vader, ons los dit by die kruis vanaand, Vader, alles waarmee ons sukkel, Vader, alles waarheen ons gaan, ons verhoudings, ons familie, ons probleme, ons geld, ons finansies. Vader, ons kom lê dit voor die kruis vanaand, Vader, want U het gesterf daarvoor, Vader, U het gesterf vir hierdie wêreld, vir ons, Vader. En vanaand soos wat ons sing, Vader, vanaand soos wat ons sing, we will exalt You, we will worship You, Vader, U leef binne ons, Vader, U is nie net in 'n kerk nie, U is nie net hier nie, Vader, U is binne ons, waar ook al ons gaan, in ons lewe, met wie ook al ons praat, Vader, daar is U. So ons dank U net vir die kruis vanaand, Vader, ons lig ons harte, ons denke, Jesus, kom vul ons net weer opnuut. Father, come and renew our mind, Jesus, give us a new picture of the cross tonight, Lord. Let us experience the cross. Let us experience Your love, Your grace, Your forgiveness, Jesus, like never before. Jesus, because You're amazing, and what You did for us is amazing. And we just thank You, Lord, and we worship You. Ons dank U, Vader. Amen. Goeienaand. Hallo. Goeienaand, welkom. Welkom aan die mense wat dalk van ergens in Afrika vir ons kyk vanaand. Ek dink daar's so 1 of 2 en julle ons begin vanaand met 'n nuwe reeks en dit is nogal, ek dink 'n baie belangrike reeks wat ek dink redelik belangrik is vir ons as gelowiges. So julle moet vanaand met my bear want ek gaan 'n paar dinge vir julle vertel as ons vanaand oor die kruiswoorde gesels. Maar ek glo dat vanaand eintlik iets kan wees wat jou lewe gaan verander. Okay. Louis, is dit die waier wat so raas op die mikrofoon? Dis my grootste fan, jy weet dit, nê? Nee. Okay, so ek sal hom maar so 'n bietjie afdraai, kom ons kyk, want anders klink dit of hier 'n wind is, maar julle asems is so warm. Beter, Louis? Alsy. Okay, 7 kruiswoorde. Wat is hierdie kruiswoorde? In al die evangelies het hulle 'n klomp woorde gaan uithaal wat Jesus gesê het terwyl hy aan die kruis gehang het. Nou dit word kruiswoorde genoem omdat hy gesê het toe hy aan die kruis was, okay. Nou dis belangrik om te besef dat in daai oomblik toe Jesus aan die kruis gehang het, was hierdie kruiswoorde nie 'n wanhoopige storie gewees nie. Hierdie woorde wat Jesus gesê het in daai oomblik aan die kruis, is hierdie ongelooflike kroningsmomente van wie Jesus is. Dit is hierdie ongelooflike oorwinningsmomente van wat Jesus kom doen, gedoen het en gaan doen.
Wat dit nog mooier maak is dat van die kruiswoorde, terwyl Jesus aan die kruis gehang het hy vir ons 'n klomp goed gesê wat terugverwys het na honderde jare terug in die Bybel, toe daar nog goed soos profete was, om te sê, maar die profeseë is nou vervul. So vanaand se kruiswoord, of kruiswoorde wat ons vanaand na kyk, is Vader, vergeef hulle. Kom ons lees uit Lukas 23 vers 23 tot 25, en dan gaan ons vers 33 tot 34 lees. As jy 'n Bybel het, kan jy hom oopmaak, maar aan die ander kant kan jy ook net lekker rustig terugsit en die teks op die skerm volg. So, kom ons lees saam. Die derde keer sê Pilatus vir hulle, watter kwaad het die man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Gaan hy aan en sê, hulle het egter net harder geskree, aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moet word. En met hulle geskree het hulle die oorhand gekry. Pilatus het besluit om aan hulle eise te voldoen. Vers 33. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur dit te loot. Nou, hier's 'n paar significant goed wat jy vanaand moet in jou brein die hele tyd hou. Want hierdie woorde, Vader, vergeef hulle, is seker een van die groot goed waarop ons geloof baseer. So wat gebeur in vers 23 tot 25? Pilatus is die regter. Julle weet nou al, die wat die storie ken, Jesus is gevangene geneem en hy is voor Pilatus gekom en hulle het vir Jesus van 'n klomp goed beskuldig. En toe aan die einde van die hofsaak, toe moet Pilatus mos nou 'n uitspraak lewer. En hier's 'n klomp mense. So hulle staan, soos ek nou hier voor, is hier honderde, dalk duisende mense daai tyd, wat wag vir Pilatus om te vra wat die uitslag is. En Pilatus sê, maar weet julle, ek kry niks in hierdie ou wat dit regverdig, dat hy doodgemaak moet word. En die skare begin skree, kruisig hom, en hulle skree al hoe erger, en Pilatus, wat 'n man is, wat die Romeinse regering moet heer is, weet dat as hy nie nou iets gaan doen nie, gaan daar dalk groot geweld uitbreek, en hy sê, dis reg, laat hom gesel en laat hom gekruisig word. Ek wil hê jy moet jou gou vir een oomblik voorstel, jy staan in die hof en jy is die beskuldigde, maar jy is onskuldig. En die regter sê vir jou, maar weet jy is onskuldig. Ek sien niks in jou wat enigstens beteken dat ek jou moet straf nie. En jy is soos, ja, yes. Maar die mense hier agter jou wat in die banke sit, begin skree, sluit haar toe, gooi haar sleutels weg, laat sy nooit uitkom nie, maak hom dood, hy is skuldig, ons hou nie van hom nie. Hoe gaan jy voel? Hoe gaan jy voel? Geïrriteerd. Weet julle, ek sou ook geïrriteerd gewees het. Weet julle, ek sou nog erger gewees het, ek sou woedend gewees het. Ek sou so gefrustreerd gewees het en ek wil so ver gaan om te sê ek sou hierdie mense agter my begin haat het. Is dit nie dalk miskien goed wat Jesus moes mee gedeel het terwyl die mense geskree het, kruisig hom nie? Is dit nie iets wat Jesus dalk kan gaan gevoel het nie, maar omdat hy geweet wie sy Vader is en wat vir hom bestem is, het hy nie so gereageer daarop nie. Maar om hierdie Vader vergeef hulle nog verder te verstaan, moet ons nog 'n bietjie rewind. Want voor die uitspraak geleef is en die mense gesê het kruisig hom, het daar nog 'n klomp goed met Jesus gebeur. En dit is wat goed wat ons vergeet. Kom ek sê vir julle, toe Jesus in Getsemane was, sê Lukas 22 vers 44, daar waar Jesus gewag het, daai significant tyd voor sy dood, het hy gebid. En hulle sê, Jesus het gebid en van angs het sy sweetdruppels soos bloed geword. Wie van julle was al baie senuweeagtig en bang voor 'n groot toets? OK.
Wie van julle groot mense het al 'n werksonderhoud of iets met jou baas te doen gehad waaroor jy nogal redelik senuweeagtig was? As hy so een of twee, die ander is baie cool. Maar het jou sweetdruppels al ooit soos bloed geraak omdat jy so beangs was, so senuweeagtig was? Want jy weet al lê vir jou iets moeiliks voor. Jy weet Jesus het geweet wat vir hom voor lê. Dis wat in die begin gebeur het. Toe neem hulle Jesus gevangene. En die Bybel sê hulle het hom gespot en hulle het hom geslaan. Wat gebeur het is hy's gegeesel. Nou, verskoon as dit jou 'n bietjie laat grinch vanaand, maar dis die waarheid. Jesus is gegeesel en die Joodse wet het gesê iemand mag net 40 keer gegeesel word. Die Romeinse wet het geen beperking op gehad nie. Hulle kon aanhou solank as wat die ou wat die sweep slaan aanhou. Hierdie sweep was nie 'n lekker mooi sambok of iets gewees nie. Daar was stukke been ingevleg gewees, daar was stukke draad ingevleg. En met elke hou wat Jesus gegeesel is daar stukke vel en vleis uit sy lyf geruk. Toe moes hy daai growwe kruis, en dis nie 'n mooi gladde geskuurde kruis nie, die kop uitdra, en hy's gekruisig, daar's 'n doringkroon op sy kop gesit, en die spykers wat hulle gebruik het was 20 cm lank, dit was nie mooi gegalvanized nie, dit was nie vlamskerp punte nie, dit was amper meer net 'n ysterpen. Julle, dis brutal. Maar dit is wat Jesus deurgegaan het. Dis wat Jesus tot by die kruis moes verduur, en dan sê hy, Vader, vergewe hulle. Ek dink die laaste ding wat mense wat om die kruis gestaan het, wat Jesus van die kruis af gaan sê, is Vader, vergewe hulle. Want hy het nou net al hierdie pyn, hierdie lyding, die bespotting, alles deurgegaan, onskuldig. Hulle het verwag, hy gaan sê, Vader, straf hierdie mense. Here, vervloek hulle. Maar tog bid Jesus aan die kruis en sê, Vader, vergeef hulle. As Jesus dit bid aan die kruis, verwys hy terug na 'n profesie, en ek wil dit graag vir julle ingooi. Van partykeer dink ons, maar hoe werk die Bybel? Is 'n klomp boeke saam, maar in Jesaja, heel voor in die Bybel, was daar 'n profesie gewees vir die Messias wat kom. En in Jesaja 53 vers 12 lees ons die volgende. Onthou nou wat ons gesê het, Jesus het gebid aan die kruis, en wat hy deurgegaan het. En Jesaja is al voorspel, daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het, en as 'n misdadiger beskou is. Waar het Jesus gehang? In die middel van twee misdadigers. Hy saam met misdadigers se kruisig, hy het hom oorgegee. Omdat hy die sondes van baie op hom geneem het, en vir oortreders gebid het. As Jesus aan daai kruis hang, in daai oomblik wat hy sê, Vader, vergewe hulle, dan wys Jesus sy ontsettende groot liefde vir sondaars. As Jesus dit sê, dan vra hy, Vader, kyk deur my oë na hierdie mense, en sien hulle raak, sien my liefde raak, vir hierdie wat besig is, om my te vermoor. In daai oomblik wat Jesus dit bid, sê, Vader, vergeef hulle, bid Jesus dit vir my, en jou ook, en bied hy dit aan, vir my en jou ook. Jesus kyk na jou en my, met sagte oë. Hy sien nie die hart nie, hy sien nie die vuil nie, hy sien nie die lelik nie. Hy kyk met sagte oë na ons. En Jesus wil vir my en jou 'n nuwe begin gee, en of jy nou 13 jaar oud is en dalk in jou vroeë 40's is, Jesus wil, kan en sal vir jou 'n nuwe begin gee, as jy om my kruis gaan staan en kom vra. Maar vergifnis is nogal 'n moeilike ding om te verstaan, so ek wil vir julle 'n storie vertel, of meer 'n voorbeeld gebruik van hoe dit werk. Wie van julle het al ooit op julle stadium wiskunde gehad? OK. Almal wiskunde, jy sien daar's groot mense wat nie gehad het nie. OK. Wie van julle het op 'n stadium wiskunde gehad en gesê, "Jesus, hierdie ding is nie vir my nie, ek los dit." OK, JG, dankie vir jou eerlikheid.
Maar almal het ergens op 'n stadium wiskunde geskryf en van ons het op 'n stadium wiskunde gehad en as ons geskryf het daai antwoordstel soos 'n slagveld gelyk. Want hier is doodgetrek, hier is probeer uitvee. En verbeel jou, jy skryf hierdie 3 ure vraestel en aan die einde van die 3 ure kyk jy so af en jy sien, joh, is net strepe wat droog. Hoe julle lag asof jy is 'n paar wat dit al beleef het nie. En jy kyk na daai ding en jy sê, oh. Ewe skielik voel jy die onderwyser staan hier agter jou. En jy raak skaam, want vir hierdie oomblik sien die onderwyser al hierdie foute, al hierdie slag op hierdie vraestel. Maar dan sê hy, kom hy verby en hy stap verby jou en hy vat die vraestel en hy vrommel hom op en hy gooi hom in die drom. En dan haal hy 'n nuwe antwoordstel uit. Hy sê vir jou, dis alright. Jy kan oorbegin. Hier's vir jou nog 3 ure. Ek is bly. En dit is wat vergifnis is. Jesus wat met sagte oë na jou kyk. Van die kruis af is sy Vader bid en sê, Vader vergewe hulle, gee vir hulle 'n nuwe begin. En hy sê vir jou, jy kan oorbegin. 'n Splinter nuwe begin, foute opgeskeer. God wil jou vergewe. Ons het baie keer met dinge in ons lewe wat ons verkeerd gedoen het en ons is soos, nee, maar die Here gaan my nooit nie vergewe nie. Kan ek gou vir jou 'n geheim vertel van God? Een van die geheime van God is sy besigheid is vergifnis. Daarom was sy seun aan die kruis gewees, want hy wil jou vergewe, hy wil jou 'n nuwe begin gee. Maar as Jesus bid, Vader vergewe hulle, vra dit ook iets van my en jou. Dit vra van my en jou om te aanvaar hierdie geskenk, hierdie nuwe vraestel wat vir jou gegee word en weer te begin. Wie van julle sou vir daai meneer gesê het op skool, nee, ek wil nie weer oorskryf nie, ek gaan liewer dop. Ek hoop iemand nie, maar ek sou weer 'n go gegee het. En dis wat Jesus vir ons kom gee met hierdie. Ons is die afgelope 2 weke, praat ons uit Kolossense 3, kan julle onthou, kolletjies, 3 vers 10, leef nou die lewe van nuwe mense, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van Christus. Onthou julle dit? Ek het so 'n bietjie verder gelees in Kolossense 3 die week, en toe ontdek ek, in vers 13, word daar vir ons iets vertel van hoe hierdie nuwe mense ook moet leef, wat leef in die vergifnis van God, wat deur Jesus na ons kyk en vir ons hierdie nuwe begin gee met sy woorde vergeeflik. Kolossense 3 vers 13 sê, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Moet julle mekaar ook vergewe. Vergifnis het 2 kante, hy dalk meer kante, maar een van die kante is, God wil jou vergewe en jy moet dit aanvaar en jy moet gaan bely. Maar die ander kant is dat as jy glo God vergewe jou, dan moet jy ook glo dat God vra van jou om ander te vergewe. So die uitspraak van Vader vergeef hulle, vra Jesus vir ons sy kinders en sê, maar vergewe nou ander ook. Vergifnis vra iets van jou self. Dit vra vergewe jouself. Die ander een is aanvaar jou vergifnis. Weet julle met hoeveel mense het ek al deur my amper 20 jaar van bediening gewerk, wat as ek vir hulle sê, glo jy dat die Here jou vergewe, dan sê hulle ja. Maar ek voel nog steeds skuldig daaroor, want kan hy my regtig vergewe? Wit op swart ouens, die Bybel sê, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe jou sondes. En die ander kant van vergifnis is, vergewe ander. Nou hierdie is partykeer nog moeiliker as om na Jesus toe te gaan, of na God toe te gaan en sê, Here, kyk na my deur u oë van die seun, en vergewe my. Want partykeer is dit so moeilik om ander te vergewe, want die seer is so diep in jou lewe in. Iemand het jy dalk te nagekom by die skool. Jy was dalk, toe jy 'n kind was, het jou ouers iets gedoen, en jy is nou al self 'n ouer, en jy sukkel nog met seer, en dat jy mense nie wil vergewe nie. Seer sny diep.
En seer beteken baie keer dat ons vergeet dat soos Jesus moet ons vergewe. En wat gebeur is hierdie seer raak 'n anker in jou lewe. En jy gaan weet as ek vanaand met jou praat, want jy weet daar's iets in jou lewe wie jy nie vergewe het of wil vergewe nie, wat jou joy steel. En dit raak daai anker wat jou verhoed om vir Jesus te leef. Dit raak die anker wat jou verhoed om voluit vir jouself te leef, om die lewe te leef en dit te geniet. Ek wil vir julle vandag 'n storie vertel van iets wat met my gebeur het. Ek was vir 'n ontsettende lang tydperk met iemand in 'n verhouding gewees, toe ek geswat het. En dit was 'n slegte verhouding gewees. It should have never actually been. So sideline tip, pas op vir verhoudings wat nooit moes gewees het nie. En na jare en 9 maande het ek ontsettend seer gekry. En ek het daai persoon gehaat. En ek wou die persoon nie vergewe nie. Want ek het net gevoel, maar sy het my so seer gemaak en ek gaan nie. Dus 'n paar jaar later, gelukkig deur genade en mense wat op my pad is, kom ek op 'n punt wat ek die persoon kan vergewe. Randomly kom ons weer met kontak met mekaar en ek kry haar een oggend in die Spur in Tygervallei en ek sit om die tafel met haar en sonder dat ek dit regtig voel, sê ek vir haar, weet jy, ek vergewe jou vir dit wat ek gedoen het. Die skok in haar oë, omdat ek dit vir haar sê na alles wat gebeur het, en die skok in my hart, van hoe dit ewe skielik voel of haar so groot sak van my rug afval, toe ek vir haar sê, maar ek vergewe jou. En ek onthou sy het vir my gevra, maar ek het jou so seer gemaak, hoekom vergewe jy my? Toe sê ek weet nie, maar dis dalk omdat Jesus my vergewe vir wat ek doen, so ek gaan dit ook 'n go gee. En dit was my woorde daai dag gewees. Ek het so geanker gewees in daai woede en onvergifnis teenoor daai persoon, dat ek nie geweet het hoe om lief te hê, of om lief gehet te word nie, of om te lewe nie. En ek het daarna weer begin lewe. Ek het weer begin vreugde gekry. Een van die vreugdes is Andri, my vrou, want 'n paar maande daarna toe ontmoet ek haar, en dis nou al 4, ja, ek gaan die getal, dis al lank, 14 jaar. Okay, amper moes ek vergifnis vra vanaand. En weet julle, ek moes daai beleef, om iets te beleef van, ek het so swaar gedra, en toe ek het net sê, toe val haar goed van my af. En ek dink hoe jy vanaand hier sit, het jy dalk al twee kante van jou lewe waar jy moet om vergifnis kom vra. Jy moet dalk vanaand besluit om iemand te vergewe, of jy moet dalk vanaand vir die Here vra, vergewe my. En ek wil jy moet vir 'n oomblik jou oë net toemaak nou. En ek wil jy moet hoor van 'n Jesus wat aan die kruis hang en sê, Vader, vergewe hulle. En ek wil jy moet vanaand hoor 'n God wat sê vir jou, ek vergewe jou. Maar ek wil jy moet 'n God hoor wat vanaand sê, as ek jou vergewe, en jy my vergifnis aanvaar, moet jy ook vir ander kan gee. So ek wil vir jou 'n oomblik gee, waar ons net in stilte nou gaan sit, en jy dalk vir 'n oomblik net na jou eie lewe kyk, en sê, Here, hierdie goed in my lewe dis nie reg nie, en ek wil jy moet my vergewe. En dalk wil jy vanaand sê, Here, iemand het my so seer gemaak, en ek wil vanaand vra, Here, dat U my sal help om daai persoon te vergewe, want U het U oortreders vergewe, wat soveel aan U gedoen het, en daarom in U genade en in U liefde kan ek ook vergewe. Almal van ons ken hierdie tipe dingetjie. So 'n dingetjie waarop jy skryf, en as jy dit doen, dan is dit weg.
En ons gaan vanaand 'n minuut of 2 gee, 'n paar minute gee, wat hierso gaan 2 hierdie kant wees en daar gaan 2 daai kant wees. En dis iets van 'n kinderlikheid om dalk vanaand te kom en op hierdie ding te kom skryf, maar Here, ek vergewe my beste vriend. En ek vee dit uit en ek vra dat jy my sal losmaak daarvan. Jy kom dalk uit 'n slegte verhouding uit waar jy goed gedoen het wat jy weet jy nie moes gedoen het nie. En jy wil vanaand na God toe kom en sê, Here, ek wil daai verhouding hier opskryf. Ek wil vra dat jy my vergewe, Here. En die Here kan dit vanaand vergewe. Dit vat nie van jou om vanaand na die dingetjie te loop om dit te laat vergewe nie. Maar ek wil hê jy moet vanaand, as jy voel daar's iets wat jy moet doen en iets vanaand kom neerlê by die kruis waar Jesus vir jou sê, ek vergewe jou. Moet jy dit vanaand kom doen. So ons gaan nou na 'n video kyk en ek wil vra die ouens op bo sit vir ons die auditorium ligte lekker dim asseblief. Die verhoog kan julle vir ons donkerder maak. Ek wil regtig hê elke ou moet nou vir 'n oomblik tydens hierdie liedjie op sy eie sit. En as jy voel die Here sê vir jou, gaan skryf vanaand dit daar neer en gaan vee dit uit want ek wil dit vir jou doen. Dan moet jy dit gaan doen. Moenie langer dra aan die las van om iemand nie te vergewe nie, maar moet ook nie langer dra aan die las van 'n skuldgevoel van iets wat jy ergens gedoen het en jy voel jy teenoor God oortree nie. So die liedjie gaan speel enige oomblik tydens die video wat die liedjie se lirieke op het, kan jy opstaan en dit gaan doen. Daarna gaan die band opkom en hulle gaan dalk miskien 'n liedjie aanhou worship as daar nog mense besig is. So soos die laaste lied vanaand doen, wil ek hê jy moet vorentoe storm nie. Ek wil hê jy moet vanaand in hierdie space wees van 'n God wat vir jou sê, ek kyk met jou en ek sien jou met sagte oë. Ek wil jou vergewe en ek wil hê jy moet vergewe. Kom ons bid saam en dan kan julle vir ons die video speel. Here Jesus, ons vra Heilige Gees om nou te beweeg in hierdie auditorium, Here. Here, ek bid dat U deur hierdie banke sal beweeg van voor tot by die agterste banke waar die groot mense sit, Here. Heilige Gees, dat U vanaand sal kom en mense se oë sal oopmaak vir onvergifnis. Mense se oë sal oopmaak vir skuldgevoelens oor goed wat hulle dalk in hulle lewe verkeerd gedoen het, wat verhoed dat hulle voor U kan kom, Here. Heilige Gees, ek bid vir dapperheid. Ek bid vir mense wat vanaand vrese moet face om te sê ek vergewe, Here. Jesus, dit is alles te dank aan U. Die sirkel is voltooi. Het vir die oortreders gebid en die Messias het gekom, sodat ons hemelse Vader anders na ons kan kyk. So ons gaan nou die video kyk. Dit is 'n lied van Crowder. Die lied se naam is Forgiven en hou aan bid in jou gees terwyl jy vra. Vra net vir die Here, Here, wys my wat ek dalk vanaand moet bely terwyl ons na die lied kyk en luister. Voort gaan met die laaste lied. Kom gerus nog vorentoe as die diens verby is. Hulle gaan daar voor bly lê. Maar ek wil ook uitnooi as daar vanaand iets swaar in jou hart lê en jy voel jy moet met iemand praat. Wil ek jou vra, gesels met jou groepleier. Kom gesels met my, kom gesels met Wynand. Maar as daar dalk nog 'n stuk swaar in jou lewe vanaand, al het jy dit neergeskryf en jy wil graag hê ons het saam met jou bid, dan kan jy enige tyd na ons toe kom. So terwyl die band afsluit met die laaste lied, gaan ek vra dat ons staan en dan bid ons hierdie God wat vir ons alles gegee het. Vergifnis vir my en jou en sagte oë na ons kyk. Kom ons staan.
spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't
Here, ons wil vanaand met nederige harte wat sukkel om te glo, sê Here, dankie. Jesus, dankie dat as U vra dat ons mense moet oortree wat teen ons oortree, dat U vir ons seker die ultimate sacrifice gemaak het, sodat ons kan sien wat dit beteken om die wat ons seer maak te vergewe. Here, ek wil bid vir harte wat vanaand dalk nog stikkend is, Here. Mense wat vanaand dalk hier so goed neergeskryf het, wat baie seer was, Here. En Heilige Gees, ek bid dat U met die genesende hand van Jesus sal beweeg oor daai harte. Salf sal wees wat genesing bring. Heilige Gees, ek bid dat waar party van ons vanaand gekom het en gesê het, Here, vergewe my vir dit. Heilige Gees, sal U dit in hulle harte insement, dat U vergewe. U skeer daai antwoordsel op en gee vir ons nog 'n kans. En ek ervaar sommer net terwyl ek bid, dat is iemand wat vanaand hier staan en sê, maar ek het al soveel keer gevra, Here, vergewe my. En ek is al vanaand weer hier en ek wil weer kom en sê, Here, vergewe my. Ek wil vir jou sê, as dit jy is vanaand, die Here se vergifnis hou nie op nie. Jy kan 'n tweede, jy kan 'n derde, jy kan 'n hoeveelste keer kom. Maar gee dit wat jy vanaand vir die Here sê, maar ek kan nie weer kom sê, vergewe my nie. Want die Here sê vanaand vir jou wat so voel, hy vergewe jou. Hy sê sommer vir jou vanaand, en hoor my dat, net omdat jy dit dink, wil hy jou vergewe het, so vra net nou vir hom, vergewe my. Ons kan dit nie verdien nie, maar Here, dankie. Here, ek bid vir daai persoon, regtig, Here, in my hart, wat worstel vanaand hier so met daai keer wat hy vir die hoeveelste keer vanaand het vergifnis. Vra Heilige Gees, kom raak hom aan, Here. Here, ons bid dat U ons in hierdie week verder sal vat, Here. Heilige Gees, dat U ons oë sal maak waar ons met onsself losmaak van onvergifnis, wat in ons lewens nog is, wat ons moet kon vra om vergewe oor te word, Here. Dankie dat U ons vergewe, Here. Dankie vir daai sagte oë waarmee U na ons kyk. Die kinders van die Here sê saam, Amen. So shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming